Wat was oom se heel grootste hoogtepunt as 'n speler? Dit is baie moeilik om te sê, daar's een hoogtepunt in jou lewe. Daar was soveel hoogtepunte gewees in al die fasette van ou se lewe, maar as ek nou moet daaroor sê, en ek dink die meeste van die ouens sal dit sê, is dat toe jy daai eerste keer Springbok die span gekry het. En die aand, wanneer die aand voor die toets, word die truie uitgedeel. Dan kry jy nog die trui in sy ou plastiese sakkie en so aan. En dan haal jy daai trui uit en jy kyk na hom en jy sê, ek is gekies as die beste linkervleuel in Suid-Afrika. Wie sal oom sê in oom se era was die beste speler saam met wie oom gespeel het? Oom se beste spanmaat? OK, jy sien daar's 'n verskil tussen 'n spanmaat, as 'n speler en as 'n mens. Weereens, ons is almal was beste spelers geweest. Dis hoekom hulle daar was. Ja. As 'n spanmaat, sou ek dink toe ek Vrystaat toe is, hier van Johannesburg af, van Goudstad Onderwys College af, is ek Vrystaat toe. Ek het daar aangekom, ek het nie eens 'n kar gehad nie. En nou moet ek van die skool af, my eerste jaar was ek by J.B. Mertzig skool gewees, voor ek 'n pos by Grey College gekry het. En ek moes by die oefeninge kom, na my eie oefeninge, by die skool of wat ook al, dan moet ek by die gimnas of by die Vrystaat oefeninge kom. Wie het my kom haal? Jan Sleubus. Wie het oor my omgegee oor sulke goed? Jan Sleubus. 'n goeie speler, wat ook die of uit 'n ou kon getackle het. Jan Sleubus. Pikkie de Tooy en Jan Sleubus as sentermaat vir my daai jaar was great geweest. Jan vandag nog gister gebel. Sê Gerry, hoe gaan dit daar met jou? Nou, dis lekker om iemand te hê wat saam met 'n ou speel, maar daar's mos nou maar ook altyd opponente en ek meen oom het teen reuse vleuels gespeel. Ons dink aan die All Blacks, ons dink aan die Lions. Wie was die mees gevreesde opponent? Vir watse speler was oom hulle die bangste? Ja. Weet jy, as dit opponent is dit my vleuel opponent of 'n span opponent en so aan, jy weet. Vir as ons teen, ja, ook weer eens, elke span teen, en daai jare as jy provinsie speel, dis nie soos vandag, as dit provinsiaal is daar nie 'n Springbok in daai span in omtrent nie. Jy weet, daai tyd het jy, as jy teen die WP speel, het jy teen 10 Springbokke gespeel. As jy teen Transvaal gespeel, dan het jy 10 Springbokke gespeel. En dieselfde, daar was altyd baie goeie spelers geweest. Maar wat ons, dis altyd moeilik geweest. Nelly Smit het voor elke game vir ons 'n lys gegee. Elke speler sê jou opponent is diep. Dit doen hy, dit doen hy, dit doen hy. Dis nou die goed waar jy moet oplet. Ek beloof vir jou, ons het dit baie gekry. Want ons het Vrydag aande in die hotel bymekaar gekom, of dit Bloemfontein was of in Pretoria, dan het ons spanpraatjie gehad en dan het ons dit bespreek. En dan het ons 'n fliek, die rolprent gekry, wat Gerry Sonnekus en Theo Stoffberg moet altyd 'n rolprent gaan kies het ook vir ons. En dan kyk ons na die vorige game, of na sekere goed, en dan kyk ons fliek, jy weet. En ja, as ek nou dink, kom ons vat na die in internasionaal. Die Gerald Davies van die Britse Lions. Hy was ook hier gewees met 2 of 3 ander spanne was hy hier gewees. Glenegly was hy gewees. Goeie spelers, internasionale spelers, maar jy was so gereed daarvoor. Brian Williams was die ou wat al as 19-jarige vir Nieu-Seeland gespeel het. 'n gevreesde opponent. Maar jy het jouself gereed gemaak vir hom. Jy weet, en ek kan gelukkig sê dat hy het in ons tyd ons nie moeilikheid gegee. Nee, my tyd nie, het hulle ons nie moeilikheid gegee nie. Maar en provinsiaal by Transvaal, kyk,
Gert Miller wat toe op sy einde gewees. En hy is toe van die WP af Transvaal toe gekom. Hy het ook linkervleugs, ons het nooit teen mekaar gespeel nie. Hy was ook altyd 'n baie sterk, goeie vleuel gewees, maar nooit teen mekaar gespeel nie. En met Brian Williams het oom met hom daarom aan die buitekant ook geklop een keer. Ja, dit was so, dit is baie nice geweest, maar hy dink nie so nie. Dis 'n bietjie meer 'n filosofiese vraag oom. Ja. En nie net oor rugby nie maar oor die algemeen. Wat gee vir oom hoop? Weet jy wat gee vir my hoop? As ek nou dink vir die toekoms van nou in rugby en in Suid-Afrika. As jy kyk, ek kry hoendervleis. As jy kyk na hierdie Noord-Suid games van die skole nou die Noordvaal wat nou gaan gebeur, die Paasnaweek games. As jy kyk na die jong spelers wat deur daai skole nou kom, daar's geen land in die wêreld wat dit het wat ons het nie. Ja. En weet jy wat vir my die ander hoop is? En dit gaan nie oor rasisme of wat ook al nie. As jy nou kyk na rugby, kyk na die toeskouers. Ja. Daar's ewe skielik 'n groot hoeveelheid swart toeskouers by rugbywedstryde en hulle geniet dit. Ja. Jy kyk mos so en hulle geniet die game en hulle begin die game ken. En dit is vir my, gee my hoop vir die toekoms, vir ons land, vir ons saamwees. Toyota of Ford oom? Subaru. Okay. Oom lief vir die karre. Is Toyota of Ford een van jou sponsors? Ja, glad nie. So oom kan sê Subaru. Dis 'n lekker antwoord. Ja, dis 'n lekker antwoord. Wat sal oom sê is die grootste verskil tussen Gerry Germeshuys die rugby speler en Gerry Germeshuys die mens, die man? Ja. Weet jy, daar is nie 'n baie groot verskil nie. Want in albei gevalle op die veld en van die veld af het ek altyd my beste maar probeer doen. Daar's niks. Jy doen jou beste. Jy gee jou alles. Jy is lojaal teenoor die span, jy is lojaal teenoor die mense. Ek skram nie weg om as mense met my wil praat, jy weet, daai ding. Ek is 'n mens. En ek dink in die rugby het ek ook omgegee vir ons spanne, vir my medespelers, vir die opponente. Jy het hard gespeel, maar ons was pels daarna. Ons was nooit reg, ons was daar nooit vyande gewees nie. Ek dink is nou nog so in rugby. Daar's nooit vyande nie, maar in die rugby het ek alles gegee in voorbereiding daarvoor en ek dink as mens het ek omgegee vir my medemens. En vir elke persoon, student waarmee ek te doen gehad het. Elke skoolseun. Weet jy, as ek so dink, hoeveel miljoene mense oor 'n mensepad gekom het deur jou hele lewe. En daar's min wat ek kan sê, ek het nie van daai ou gehou nie, of ek was lelik teenoor iemand gewees. Ek onthou een game, stap ons daar van die Ellispark af. Nee, dit was ook nog Wanderers. En dit was ek weet nie of dit 'n Transvaal game of 'n Springbok game nie. En dan die manne raak bietjie dronk en so en na die tyd het 'n ou vir my, jy weet, en jy het maar lekker daai bal gemis en al sulke goed, jy weet. En al wat 'n ou gedoen het sê, ja, en aangestap. Wat is die grootste of die heel moeilikste les wat oom en oom se lewe moes leer? As ek nou kyk in hierdie vraag wat jy vir my gegee het, is dit die enigste een wat ek so 'n vraagtekentjie bygeskryf het. Dis miskien, ek dink nie, ek weet nie, miskien kan ander mense anders dink oor my, ek weet nie.
maar ek dink nie ek was ooit windgat gewees nie. Maar miskien dalk 'n bietjie grootkop geword het. Maar ek dink nie. Ek weet nie. Ek kan nie sê wat is die les nie. Daai 'n ding wat vir my getref het en nou het ek daaruit iets geleer nie. Sou oom sê, as daar een ding is wat oom nou vandag vir oom se jonger self kon sê, daai jong man wat vir die Vrystaat daar begin speel, en wat se 'n stukkie raad of stukkie advies sou 'n ouer Gerrie Germeshuis vir 'n jong Gerrie Germeshuis wou gee? Ek sou wou vir hom gesê het, as ek vir daai jong laaitie eintlik van laerskool af, jy het nie te sleg gedoen nie. Jy het nie te sleg gedoen nie. Dit is soos Frik de Pre nou die dag gesê het op een van sy funksies. Toe sê hy, toe het iemand 'n ding gespeel van 'n oud Springbok wat 'n video gemaak het en hulle speel toe die video oor 'n Frik se lewe. En toe vra die kommentator, een van die ouens vir hom, Frik, nou wat sal jy nou vir die man wat jy hierdie video van jou, want dit is een van die pels, dit is 'n bekende ou wat dit gesê het. Wat sê jy vir hom gesê? En Frik was so rukkie stil gewees, toe sê hy, weet jy, hierdie ou het sy rugby geken. Weet jy, as ek vir daai jong ou gesê het, en vir waar ek vandaan kom met rugby, in 'n ou se lewe, en ek kyk daai ou maargeitjie, en die ou bakoortjies, en waar jy geëindig het met die sport. So ek het nie te sleg gedoen nie. As ons gaan braai en ek oom kom kuier, wat sal oom verkies, 'n skaapchop of 'n stukkie steak? Op hierdie stadium definitief 'n skaapchop, maar ek weet nie meer wat dit is nie. As jy vir my kan verduidelik, wat is 'n skaapchop? Ou kan dit nie meer bekostig nie, so ek moet vir jou werklik wel sê, daai ding wat jy daar sê, skaapchop of steak, as ek en Sari nou na Pick n Pay toe of Checkers toe gaan, dan kry ons gemaalde vleis en varkvleis, want dis al, of wors. Jy weet, want daai twee goed kan 'n mens nie meer bekostig nie. Maar ja, 'n skaapchop sal baie lekker wees. In oom se rugbyloopbaan, wat was die grootste opoffering wat oom gemaak het? Wat het dit oom gekos om te bereik of te behaal wat oom gebruik het? Weet jy, ek het nooit iets moes opoffer om rugby te speel nie. Ek moes niks iets los, want ek was nou hiermee besig en so aan. En nou het ek rugby begin speel of waar ook al, en dis 'n moeëse oplossing, jy weet, dat ek iets moes doen nie, 'n opoffering nie. Miskien die enigste opoffering wat 'n ou in ons lewe, en ek kan dit van al die rugby spelers sê, is die tyd wat ons aan ons rugby en die sport, en in my lewe nadat ek rugby, afrigting, die werwing van spelers, die tyd wat ek daaraan gespandeer het, dat ek dalk meer tyd aan my familie en my vrou kon gespandeer het. As ek dit kan noem as 'n opoffering, sou ek dit kon sê. Maar enigiets anders opgeoffer het. OK. Miskien as ek nie 'n onderwyser geword het en BCom, ek was die eerste jaar wat RAI begin het, was my studentenommer 600 by RAI. En ek het na 2 weke het ek dit gelos, want ek sou dit nooit gemaak het nie. Jy weet, ek het toe ek uit die weermag uitkom, het ek nog nie geweet wat ek wil doen nie. En ek het A-baan gehad, en kyk, daai tye was dit A-baan en B-baan. A-baan, dan kan jy universiteit toe gaan. Alhoewel my punte sleg was, ek het dit darm geslaag, so ek kon by 'n universiteit gaan studeer het.
B-baan, dan kon jy nie universiteit toe gaan nie. En die keuse nadat ek 2 weke by 'n maatskappy as 'n ouditeursklerk gewerk het. Elke dag moet ek van Northmead afstap, want my pa het gewerk, naweke en weke, en aande, en my ma kon die kar bestuur nie. So, ek moes by die stasie kom om Brakpan Springs, Germiston en daai plekke toe kon ry om te gaan werk doen. En dan van daar af op die trein, dan moet ek op die trein klim, Johannesburg toe gaan om te gaan studeer by RAU. 10 uur vanaand na die klas terug te kan kom. Weer, dan kom ek op Benoni-stasie. In 5 kilometer te stap Northmead toe, huis toe. 12 uur by die huis kom. Môreoggend weer 4, 5 uur opstaan om weer by die stasie te kom, 7 uur of 8 uur by 'n werk te kan wees. Ek sou net nooit geslaag het nie. En die besluit om toe Onderwys-College Goudstad toe. Ek inteendeel, ek was 2 weke laat. Toe die eerstejaars het ingekom, die seniors het 'n week daarna ingekom en ek was 'n week daarna. En toe ek by Goudstad kom, toe bel ek van daar af, van my werk af, bel ek na Goudstad en ek praat met die rektor en ek sê, ek sit in hierdie dinge, ek kan nie. Hy sê, as jy nou inkom, sal ons jou nog vat. En ek klim daar in Brakpan, sê die ou, my senior, sê vir my man, gaan terrein toe, klim. Ek sê, hoe kom ek by Goudstad? Die rektor sê vir my, jy kyk daai toring daar by Brixton toring, jy stap soontoe. As jy by hom kom, sal jy Goudstad wees. En dit was een van daai dinge, veranderinge in my lewe. Oom, is daar dalk 'n stokperdjie of 'n belangstelling waarvan meeste mense nie weet nie? Iets wat oom van hou, wat ons nie weet nie. Wat sien jy om jou as jy hier kyk? Boeke. Boek lees. en hieronder is nog boeke. Maar aan die laaie lê daar ou sleutels, ou antieke slotte, ou skeermesse, ou kurktrekkers. Jy weet, hierdie moderne kurktrekker is al 300 jaar oud. Die konsep is al 300 jaar oud. Goed wat ek gehaat het, maar toe ons nou kleiner moet gaan, moes ek al daai goed verkoop. Ek het nog so 'n paar, wat ek op geraam het en teen die mure gesit het hier in die ander kamer, ja. Maar my vrou sê ek is 'n hoorder, maar ek is nie. Ek is 'n versamelaar van antieke goed en boeke. En dan ook al hoe, nou kan dit nie altyd bekostig nie. Jy weet om van die ouer boeke die eerste 2, 3 van 'n skrywer te kry is nie maklik nie. Jy weet, daar is nie meer sulke goed nie. Soos as jy hier agter kyk, het ek die Ian Flemings van Casino Royale, ek het al sy boeke. Ek het die Chitty Bang Bangs, jy weet, al daai tipe goed wat jy nie kry nie. Stephen King se Carrie het ek 3 van. Nou oom, dit was vir my die grootste ontdekking, was om oom se liefde en passie vir boeke en om interessanthede nou soos kurktrekkers en so te versamel. Maar toe ek nou so 'n bietjie hier deur oom se versameling gegaan het ek op hierdie vreeslike interessante klokkie afgekom wat ek nou nie geweet het of oom dalk wat se tipe ding is dit die oom. Okay, ek gaan nou vir jou mooi verduidelik. Voor die 81 toer, maar dit het ook al in die vroeëre toere gebeur. Het 'n dame vir die Springbokke elkeen een van hierdie goedjies gemaak. Sy het dit genoem die bokke se klokke. Dit is 'n ding wat as ons Nieu-Seeland toe gaan of wat ook al, moet ons hierdie ding aantrek en as ons uitgaan om jou te vind, sal die klokkie lui. As die ouens rondloop, moet daai klokkie kan gaan, dan gaan die mense weet daarom waar om jou te gaan kan vind. As 'n mens so 'n bietjie praat oor lekker lag, wie sal oom sê was die groot
die grapmaker of die snaakste ou op toer, iemand wat altyd 'n grappie te maak het. Ja, soos ek net te veel gesê het van Divan Serfontein, in die later jare met die, hy was altyd met dingetjies besig met die ouens, en grap, en ek praat nie, dis nie lelik geweest, jy weet, dit is altyd grappe, maar as ek nou nie eens van die bokke kan praat nie, en dan sal ek sê, daar was Piet Strydom, wat vir die Vrystaat gespeel het, en Gerry Sonnekus. Kyk, daai twee saam, is daar altyd, moet jy weet, daar gebeur altyd iets, as hulle saam was, jy weet, en dan as ons ons het, kom ons sê, ons het, toe ek begin Vrystaat speel, het ons R2 gekry, op wegtoere. As ons in die Kaap gaan speel, of dan kry jy R2. As jy jou enkel seer gemaak, jy stap in die vliegtuig op, en jy val, en jy breek jou enkel, en hulle moet jou wegvat, dan kry jy nie daai R2 nie. So, en dan as ons dan in die Kaap aankom, dan sal Piet Strydom, as dit die Vrydag aan, dan sal hy sê, boys, dan sal hy so skree daar in die gange, Vannies! Dan speel ons Van Toen, jy weet, dan kom jy met jou R2, en dan kry jy nou, kom ons sê, 200 vierhoekies, en dan speel ons kaart. En wie wen altyd ons R2 van daai naweek? Gerry Sonnekus en Piet Strydom. Waar is oom se gunsteling plek om vakansie te hou? Daar is 3. Die gunsteling plekke is of in die berge, of in die Bosveld, of by die see. Orals. Orals. Die see sal jou Natalse kus wees, want daar kan 'n mens nog swem en al sulke goed. Die berge, die Drakensberge, die Fairways, Drakensberg Gardens, daar by Anderburg, daar in die berge in, en dis net wonderlike, rustig, sit daar uit op die berge, jy kan stap, golf speel, daar is soveel dinge om te doen. En dan in die bos kom 'n mens nou nie meer veel uit nie, want ek wil so graag gaan jag, maar ou kan dit ook nie meer bekostig nie, jy weet, so. Was daar een oomblik in oom se lewe, wat oom se hele lewe heeltemal verander het? Oom se hele lewe in 'n ander rigting of in 'n ander koers gestuur het? Weet jy, as ek nou, daar's 2 dinge. Nee. Ja, daar was. Kom ek sê, my rugbyloopbaan was dit, toe ek nou op Goudstad Onderwyskollege, nou my laaste jaar. En ons as Goudstaders het nooit kans gehad om vir Transvaal te speel nie. Ons was omtrent nie ooit genooi na die proewe toe nie, want ons was 'n tweede liga klub. Alhoewel ons is onder 20s die liga gewen het, die Transvaalse liga, maar ons was nooit gereken. En dit was in die rugbypolitiek, al kan jy glo van daai jare af rugbypolitiek. En die ding wat 'n verandering in my lewe gemaak het, was toe ek die brief van Nelly Smit afgekry het, wat gesê het, kom Vrystaat toe. Ek sê altyd, gelukkig vir my en Sari, ons het altyd goeie besluite gemaak. Daar's min besluite wat ons gemaak het, wat sleg was nie. Ons het goeie besluite gemaak, ten opsigte van ons gaan. Maar ons het ook gevra. My afrigter van Goudstad, my koshuisvader, Dr. De Beer, Piet Kreer, my afrigter, wat gesê het, jou kans in Transvaal is 0. Gaan Vrystaat toe. Want met SA Colleges, toe ek vir die SA Colleges gespeel het daai jaar, teen die Pumas van Argentinië, daai jaar het hulle nog nie teen die Springbokke toetse gespeel, het teen die Junior Springbokke gespeel. In die opbou het ons as die SA Colleges vir die eerste keer teen 'n toerspan gespeel. En die president van Transvaal, en Sakkie van Sail van die Vrystaat was ons afrigter. En Sakkie het uit ordentlikheid vir die president van Transvaal gesê,
dat hulle wil 'n paar spelers van die Transvaal af uit hierdie span uit Vrystaat toe vat. En die president van Transvaal gesê, julle kan hom maar vat. Dit is Sakkie se woorde aan my. Daarna toe ek daar was, jy sal nooit Transvaal speel nie. Omdat jy nie vir 'n Diggers of vir 'n wat ook al klub gespeel het nie. En dit is hoe dit daai jare was. Daar was 'n paar Transvaal spelers, 'n Goudstad spelers wat in die Transvaal B-span gekom het in daai laaste jaar. En ek sit by die oefening, want ek het nie 'n kar gehad nie. So ek klim by Braamfontein op die trein, dan ry ek Ellispark toe, klim ek by Ellispark van die trein af, dan gaan sit ek en wag, die oefening gaan nou begin. Toe kom die Transvaal afrigter daaraan. Nadat 'n ou alreeds paar weke vir die B-span teen die A-span oefen. Toe vra hy vir my, wie's ek? Toe ek is Schermeshuis oom. Toe sê hy, wat 'n klub? Toe sê ek, Goudstad. Toe sê hy, ja, maar dis mos 'n tweede liga klub. Toe sê ek, ja. Maandag, toe kry ons afrigter die boodskap van Transvaal, al die Goudstadters moet Sub-Unie toe gaan. Nou Sub-Unie was die tweede liga span van Transvaal. So, dit my geleentheid as ek waar ek was. Ek dink nie, my beste besluit wat ek gemaak het in daai tyd vir rugby was om Vrystaat toe te gaan. Wat sal oom sê, en ek weet oom sê oom wil nou nie grootbors wees nie, maar wat sal oom sê is oom se heel beste eienskap? Is my ou se omgee oor jou medemens. Ek is miskien stupid. Maar ek gee om vir my medemens. Ek gee om vir jong rugby spelers. As ek dink aan die Ian McDonalds en die Pieter Hendrikse wat ek met werwing gaan haal het om Goudstad toe kom en Springbokke geword het. En hoeveel spelers deur die jare wat ek by Goudstad Onderwys College was, wat ek was, en oukies het gekom en Transvaal onder 20 gespeel en later vir Transvaal gespeel het. En dan sou jy hulle kry by die provinsie, as hulle nou klaar gespeel het, by die kleine provinsies waar hulle gespeel het. Van my spelers, van my leerlinge by Grey College, as ek en Sari of 'n ou loop in crash daar en dan kom 'n oukie na jou toe en sê, "Oom, jy het vir my daar op Grey skool gehou," en dan kon jy sy seentjies, kom, dis oom Gerry, hy het vir my skool gegee op Grey of waar ook al of wat. Dis wonderlik dat dit gebeur. En dan voel ek het vir iemand iets beteken.